So net 2 opmerkings op daai getuienis. Jy het geen arms nodig as jy 'n ou tannie by die afgrond afsteek. Die ander ding is Brian Adams in hierdie kerk. En hy gesing ook. Yes, like this. Thanks brother, ek waardeer hoor. Julle, wat het wonderlike tyd van aanbidding. Ek was so emosioneel. Yes, like Geef my tyd om hierdie preek op te maak. So het ons hierdie laaste lied gesing het, alles vir my, toe dink ek terug aan 'n tyd toe ek die Here aangeneem het en ek het so 'n vaste vertroue in die Here gehad en my ouma was baie siek met kanker en beenkanker en naderhand het dit lyk my versprei reg deur haar liggaam en ek is aan die brand vir die Here. Ek het toe seker net so jare wat van tevore tot bekering gekom en diep in die Bybel ingegaan en regtig die Here vertrou vir haar vir genesing. En ek gaan op 'n tienerkamp en daai kamp het vir my so baie beteken. En ek het 'n pastoor het my uitgeroep en hy het geprofeteer en hy het gesê daar kom genesing na julle huis toe. En ek is terug huis toe en ek het vir my ouma gesê sy hoef nie bekommerd te wees nie, want die Here gaan haar genees, want daar kom genesing na hierdie huis toe. En toe het sy gesterf, so week of wat later. Yes, dit was my verskriklik moeilik geweest. En ek weet nie of jy al hierdie woorde kon sê of hierdie vrae kon vra nie, maar kan ek God nog vertrou? Jy weet, as so iets gebeur. En het sy woord in my, jy weet, het hy my in die steek gelaat, sy woord. En sy woord was dan dat hy bring genesing na hierdie huis toe. Of het daar dalk iets verkeerd verstaan ten opsigte van hierdie hele ding. En ek is seker al van baie van julle moes al daar gewees het in jou verhouding met die Here, waar jy vrae gevra het, waar jy moedeloos was, waar daar is nie antwoorde nie, daar is net berusting en daar is net hierdie wete dat die Here sal op 'n manier hierdie ding ook gebruik en ek het nou jare later gesien dat op daai stadium met my ouers nog nie die Here gedien nie. En daar het wel genesing na ons ouer huis toe gekom. Geestelike genesing en Jesus wat sentraal kom staan binne in ons huis en binne in ons lewe. So ek wil net so 'n bietjie tyd gee vir die Here om ook met jou te werk en tyd te spandeer saam met jou. Maar ek het dit goed gedink die afgelope paar weke om iets te begin formuleer rondom die 3 sirkels van waarheid. En dit val nogal in by hierdie hele ding van hierdie vraag wat ons baie keer vra. Ek glo daar is definitief 3 sirkels van waarheid waar almal van ons leef, meeste van ons beweeg. Die eerste sirkel van waarheid, as ek sommer hier op die bord vir julle net kan aandui, is die sirkel in die middel en dis eintlik waarom alles draai in jou lewe. Dis die kern, dis die fondasie en dis absolute waarheid. So, absolute waarheid is in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Daar's 'n drie-enige God. Hy maak mens in sy beeld en gelykenis. Die mens val in sonde en hy het 'n redder nodig. En Jesus Christus word na hierdie aarde toe gestuur. Maar dis 'n drie-enige God. Jesus word na hierdie aarde toe gestuur om 'n mens te red van homself, van sy eie ek, van sy sondige natuur. En dan stuur hy die Heilige Gees, en die Heilige Gees, Jesus sterf eers vir ons sonde, en dan staan hy 3 dae later op,
En dan stuur hy vir ons die Heilige Gees, en dis die uitstorting met die Heilige Gees, en ons leef nou deur die krag van die Heilige Gees. Ons leef as 'n Nuwe Testamentiese kerk, geanker en gegrondves in die liefde van Jesus Christus, en ons lewe in hom en deur hom en tot hom, en alles is deur hom geskape. Dit is absolute waarheid. Ons kan nie verskil hier nie. Hierdie is wat ons verenig. Hierdie is wat ons een kerk maak, een Christus, een woord, een doop. Hierdie is Christus in die middel. Dis 'n absolute waarheid. As jy enigstens verskil hiervan, is jy nie deel van die Christelike kerk nie. Hierdie is wat ons nodig het. Ek wil vir julle so 'n paar tekste net lees. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4, net om dit te bevestig. Dit sê, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, is wat ek ook ontvang het. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. So, hierdie is so kern tot ons woord, tot ons evangelie. Dis 'n absolute waarheid waarby ons nie kan verbygaan. Jy is nie die redder nie, jou dominee is nie die redder nie, die pastoor is nie die redder nie. Jesus Christus het jou kom red. God het sy eniggebore seun gestuur. Ek dink nog 'n bewys van 'n absolute waarheid is hier in Handelinge 1 vers 11. Dit sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien gaan. So 'n absolute waarheid is dat Christus hy vaar op, hy gaan op ons 'n plek voor te berei. Dis tot 'n mate waar ons kennis strek, en dan sien ons ook aspekte van die hemel hier in Openbaring 21. Hoe gaan dit wees? Hoe wonderlik gaan dit nie wees nie, en hoe sien ons uit na daai plek toe, maar presies hoe hy gaan terugkeer en hoe dit gaan lyk, dis vir ons vaag, maar die absolute waarheid is, Jesus kom weer. Dis die absolute waarheid. That settles. Dalk nog 'n teks wat vir my so absolute waarheid is. Hy sê, Matteus 7 vers 24, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Op wat se woorde? Op die woorde van Jesus. Jesus is besig om te praat. Hy sê, as jy my woorde vat en nie net hoor nie, maar begin doen, dan word jy soos 'n mens, 'n verstandige, wyse mens. En dan bou jy jou lewe op 'n waarheid wat nooit gaan vergaan nie. Hierdie waarheid is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde, en ongeag of jou ouma doodgaan en die profeet geprofeteer het, daar kom genesing na jou huis toe. Niks skuif jou van hierdie rots af. Niks, geen wind, geen storm, geen reënbuie, geen volgende nuwe gier ruk jou van hierdie fondament af nie. Jy's binne in hierdie fondament ingemessel, ingebou. Jy's soos 'n steen wat ingemessel is. Dis wie jy is. Jy's nooit die fondament nie. Christus bly altyd die fondament, die absolute waarheid bly altyd die hoeksteen. Jy's maar net nog 'n steen wat ingebou word en ingemessel word. Want dis die ding van absolute waarheid. Dit sê, en dis die kern, hierdie is ons fondament. As ons dit verwyder, val alles in mekaar. So, as jy begin bevraagteken die drie-eenigheid van God, as jy begin bevraagteken, kom Christus weer terug by die wederkoms. As jy begin bevraagteken dat Christus het gesterf en opgestaan, die maagdelike geboorte van Jesus Christus, as jy dit begin bevraagteken, dan val jou hele geloof in duie. Alles val uit mekaar. Alles. So, dis die eerste groot sirkel van waarheid. Die tweede groot sirkel van waarheid, en baie mense kies om in hierdie sirkel te leef, is die sirkel van interpretasie. Interpretasie.
En interpretasie is 'n interessante ding, want hier verenig dit ons, maar hier verskil ons. En dis okay om te verskil, nee. Ek weet, jy kan glo wat jy wil ten opsigte van die wederkoms, en jy weet, jy moet net glo dat dit is Jesus Christus wat terugkom. En daar was in hierdie afgelope tyd vir my net te veel verskille wat selfs so ver gaan soos argumente en uitmekaar uitskeer en mekaar verslind. Wat ek net wonder, jy weet, waar fokus is dit? Jy weet, dit vir my gelyk of baie van ons fokus die afgelope tyd op interpretasie. En ons het vergeet, en is asof mense 'n aptyt begin ontwikkel vir hierdie goeders, en hulle verloor hulle aptyt vir Christus. Nee, hulle kry 'n aptyt om vir jou te verduidelik hoeveel keer die Here gaan kom, wanneer hy gaan kom, hoe hy gaan kom, op wat se wolk hy gaan arriveer. Ja, en ek weet nie of dit, en mense is so ongelukkig en nie bevredig as jy net vir hulle sê Jesus kom weer. Dit is wel maar hoe kom hy? Hoe gaan dit werk? En ons sê net, kom ons praat daaroor, kom ons pak dit uit, kom ons sorteer dit uit. En dan verskil ons nou in ons sienings, en dan word daai verskil dit word 'n dealbreaker. Nou wil ek nie meer deel wees van die kerk nie. Nou wil ek nie meer deel wees van julle groepie, julle klein groepie. Want ek glo nou so sterk in hierdie ding, maar jy glo nou so sterk. Maar kom ons gaan net na die kern toe. Ons glo Jesus kom weer. Amen. Kom ons bly daar. Kom ons bly daar. Kom ons vat genesing. Weet julle, klink dit vir my wonderwerke beleef verlede week of die week daarvoor of wat ook al. Maar sê net maar die Here genees jou nie. Sê net maar daar tref smart en hartseer en verlies jou lewe. Wat word met jou beeld van 'n God wat goed is? Wat nog steeds genesing is? Wat soewerein is, wat in beheer bly? Wat is jou interpretasie van so iets? Want jy weet ons, en ek dink dis die teks hierso, hoor wat sê die teks? Hy sê 1 Korintiërs 13 vers 12. Hy sê nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles van aangesig tot aangesig sien. Nou ken ons maar gedeeltelik. Eendag sal ek volledig ken, soos God my nou al ten volle ken. So in die antieke tye het hulle brons gepoleer en dan het hulle, dit was hulle spieël gewees. So dit was 'n bronsbeeld. En Paulus weet presies waarvan hy praat. Nou vandag se spieëls kan jy tot maar laat lyk, né? Of vet laat lyk. Of 'n kort neusie laat hê of kleiner ore laat hê of wat ook al. En ons die spieëls wat ons baie keer vir onsself opsit jok vir ons. Maar daai tyd daai spieël het ook maar vir hom gejok, want hy sê ek vergelyk my situasies en ek dink aan my doring en my vlees. Dan wil ek probeer uitfigure hoe hierdie ding werk en dit is wat hom so amazing maak. My genade is vir jou genoeg. Hy beweeg aan en hy vra niks meer vra. En hy doen sy werk vir die Here en hy gaan net aan. En dis asof ons by die spieël gaan vas. En ons wil hom van alle kante af bekyk hierdie spieël. As om net te sê maar Here, U het gesê alles gaan oukei werk aan die einde vir die wat lief is vir U en vir die wat geroep is na U voornemens en ek gaan net daai woord vertrou en glo. Dit klink asof jy 'n kop-help het. Nee, dit klink asof jy nie wil studie. Nee, dit vat baie meer. Want ek weet nie of al jou studie jou ooit by 'n punt gaan bring waar jy nou bevredig is deur God se antwoord. En jy staan bly. Jy het nou God se antwoord uitgefigure. Jy kan nie God se antwoord uitfigure nie. Daar's nie 'n manier nie. So hierdie is 'n pad van geloof en van buite af lyk jy dwaas. Jy lyk asof jy nie wil navorsing doen nie. Dit lyk asof jy nie dieper wil lees in hierdie ding in. Maar vir God is dit hierdie man bly net of hierdie vrou bly net by die kerk. Hulle bly net by die kerk. As die Here dit gesê het, dan is dit hoe dit gaan wees en die Here sal 'n uitkoms dan bring op 'n manier. Maar meeste van die tyd kyk ek en jy 'n vreeslike raaiselagtige dowwe spieël. En dit is die sirkel van interpretasie. Dis altyd dof, dis altyd onseker, dis altyd ek weet nie watter kant toe nie, wat glo ek nou? Eers hierdie ou gaan my moet oortuig. Ek gaan na woordskool toe, want hierdie ou gaan my vanaand oortuig dat die wegraping is the way to go. Jy weet? Yes.
En mense kan ons oortuig nie. Ja, maar hulle moet ons net, hulle maak ons, hulle bedwelm ons. So hulle gaan nie die Bybel, hulle bedwelm ons. En dan sê ons, jy luister, ek dink, ek het dit al gevoel. Ek is nou weggehaal van ek sê julle daar. So asof dit saak maak. So ek weet nie of die Here ten opsigte net van die wegraking, en ek kon nie veel oor sê nie, want ek is seker al van daar's mense met sterk opinies in hierdie gebou. Maar ek wonder of die Here jou gemak aan jou gemak dink. Ten opsigte van as hy dink aan sy wederkoms. Want hy het dit nie gedoen met een van sy disippels of een van die ouens wat dood is in 'n martelaarsdood nie. Hy het nooit gedink, luister, hoe kan ek hierdie ou net dit veel makliker maak om die bo uit te kom? Nooit nie. Dit was nooit deel van sy agenda. So ons moet versigtig wees dat vrees ons nie dryf nie en dat welvaartsteologie ons nie dryf. Moet baie versigtig wees, want dis die twee goed wat baie van die goed, die gemak binne ons vind. Dit gaan 'n maklike manier wees. Die Here gaan my voordat al hierdie goed is, die merk van die diere nie, anti-Christus, die verdrukking en die vervolging, dan gaan ek nie. Dan gaan dit so ek gee so 'n bietjie my eie interpretasie daarvan net oorweg, maar okay. Ek dink nog 'n teks wat baie van toepassing is op interpretasie is, maar die saad wat op die goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en verstaan. Hy dra vrug in lewe 100voudig, 60voudig en 30voudig. Weet jy hoe verskil ek en jy? Ons verskil in ons verstaan en ons verskil in ons vrug. Definitief. Party van ons maak hierdie Bybel oop en jy lees net iets wat niemand anders sien. En ander dink, 'n groepie dink is openbaring. 'n Groepie dink, luister jy, maar jy het nou met die Here gehoor. En dis nie verkeerd nie. Ek meen ons moet 'n persoonlike verhouding met die Bybel hê. En ons moet dit vir onsself inlees. Ek dink die probleem kom baie keer wanneer jy dit afforceer op ander mense. Die Here het met jou gepraat. En ons onderskei om wanneer bly jy stil en wanneer praat jy. Wanneer sê jy niks nie en wanneer sê jy luister, maar kan ek net 'n ding teenoor jou toets. En ek dink dis die belangrike ding ten opsigte van Bybel lees, want jy het nou gisteraand te veel pizza geëet en dan lees jy nou hier in Handelinge 'n ding. En dan kom jy nou by 'n groep mense en dan sê jy vir hulle wat jou openbaring was. En wat jy eintlik net van hulle moet sê is, luister, jy verstaan ek hierdie gedeelte reg. En dan praat jy met geestelike volwasse mense, né? Nie met mense wat nog nie die Here dien of mense wat net die Here aangeneem het nie. Ek meen daai profeet hoef nie vir my te gesê daai dag toe hy my uitgeroep het en geprofeteer het, luister, hoe lank is jy nou Christen? Die Here het my hy werk in elk geval met mense. Hy werk met mense. Hy gebruik 'n kromstok om 'n reguit uit te slaan. Hy het nie nodig om vir jou te vra, is jy nou reg om hierdie woord te hoor? Nee, hy gee daai woord en nou worstel en jou ouma gaan 'n week later dood en jy dink God is die probleem en dan 'n klompie jare later kom jy agter maar die Here het my hele huis kom genees. Hy het. Amen. So is julle. So die eerste ding wat in hierdie woord hy sê ons verskil van ons verstaan. Die tweede ding waarvan ons verskil is ons vrug. Hy sê dit. Hy sê hy dra vrug in lewe 100voudig, 60, 30voudig, 60voudig of 30voudig. So daar's verskille in hoe ons verstaan en hoe ons inlees. Ek dink jou default setting moet altyd teruggaan hiernatoe. Amen. So ten opsigte van interpretasie hier verskil ons baie. Ons kan hier verskil, maar dit verander nie die kerk. En as jy kan verskil op 'n volwasse manier, jy kan dit maar glo van genesing, jy kan dit maar glo van die wederkoms, jy kan dit maar glo van God se liefde, jy kan dit maar glo, so, maar ons gaan nie toelaat dat dit ons eenheid gaan versteur nie. En julle dan die derde sirkel, en ek dink dis hier waar dit nou baie gevaarlik raak, is die sirkel van aannames. Aannames. So aannames vat dit nog 'n stapie verder. Jy weet, beweeg so ver weg van absolute waarheid af dat ek het 'n aanname, ek het iets gehoor. Ek het iets beleef en nou deel ek dit met 'n klomp mense. Dit wat ek gehoor het. Dit staan nie in die Bybel nie. Dit kan nie verantwoord word in die Bybel nie. Dit kan definitief in 'n groep verantwoordbaar wees, maar dit gaan teen die gees
Dit gaan teen die gees van die Bybel, teen die gees van die Here. En dit is in die naam van profesie, openbaring, geestelike gawes, in die naam van die Here. En ek dink net ons wil glad nie hier leef nie. So as jy my moet vra, waar wil ek my meeste van my tyd spandeer, wil ek net by absolute waarheid bly. Ek gaan bitter min kere in interpretasie, want ek gaan net my gemeente die mekaar maak en ek gaan 'n verward maak. Mense sal sê, maar wil jy nie dieper gaan nie. En dit is vir my, dis 'n groot issue vir my. Hierdie beteken nie dieper nie. Hierdie is nie die diepste nie. Hierdie is nie die vlakste en dan dieper en dan diepste nie. Hierdie is die diepste. Hierdie is vlakke, hierdie is die vlakste. En dis belangrik dat jy so daarna sal kyk, want anders wil jy net by die vlakste. Dis lekker julle om te dink, dis nou 'n vreeslike ding, maar my maale het 'n wonderlike vriendin. En sy het so 'n paar jaar terug haar kind aan die dood afgestaan. Nou kan jy nie glo nie, en ek het so begrip vir waardeur sy gaan. Sy kan nie wag vir die 23ste September nie. Hoekom kan sy nie wag vir die 23ste September nie? Want sy wil by haar kind wees. Julle, ek wens so dit kan waar wees vir haar. Uit my hart uit bid ek dat die Here haar net kom haal en haar weer verenig met haar dogter. Sy kan nie aanbeweeg met haar lewe nie. Dis verskriklik. Daar is nie die waarheid. So hierdie is 'n harde woord, julle. Maar hierdie is 'n manier om te dink oor die Bybel. Ek kan nie dink hoe jy anders dink oor die Bybel. Jy kan net dink ten opsigte van die absolute waarheid. En ons gaan nou, ek weet nie hoe lank terug het julle die apostoliese geloofsbelijdenis opgesien nie. Maar dit is die mooiste belydenis wat jy kry. En in die 2de eeu skryf hulle hierdie belydenis vir doopelinge, mense wat hulle laat doop, en hulle sê, luister, voordat jy gedoop word, sê hierdie. Dis so mooi. Maar net 'n paar tekste om te praat oor aannames. Matteus 24 vers 36, van daardie dag of uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. Nog ene, Matteus 14 vers 30, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, het hy uitgeroep, Here, red my. Die Here roep ons almal op die water, almal van ons, om oor die boot te klim, op die water te loop, om te vertrou. Die oomblik wat jy jou oë van Jesus afhaal, van Jesus. Maar Jesus is so getrou, net, jy onthou wat sê Petrus, Here, red my. Wat doen Jesus? Nee, luister, jy kan hom rondspartel en ek kan hom kyk, want jy wou mos na jou oë van my afhaal. Hy het hom onmiddellik sy hand gegryp en hom uit die water uit opgetel. So ons word almal geroep om in geloof te lewe teenoor die Here. Maar moenie verder, jy hoef nie verder te kyk as Christus nie. Jou geloof lê eintlik glad, hoewel ek weet jy het 'n massive geloof, veel meer goed te glo uit. Want hierdie is so vas. Dis die vaste fondasie. Dis die Jesus wat saam met jou op die water loop. So as jy bang raak, gaan jy na sekere afleidings toe beweeg. Jy gaan begin sink. So kom ons lees net hierdie aannames. Dis waar dit begin skeefloop julle. Dis presies wat gebeur as ons aannames begin verkondig as waarheid. Dit bring verwarring, vrees en verdeeldheid. Jong, gaan ek met jou sê, begin jy net 'n reeks oor die gawes van die Heilige Gees in jou gemeente. En 95% van jou gemeente kom uit die Drie Susters Kerk uit en jy begin hulle te leer rondom die gawes van die Heilige Gees volgens jou interpretasie. En ek dink is mooi, ek meen ons het dit al baie gedoen en ons doen dit gereeld in dit, want ons wil graag hê mense met die diepte van die Heilige Gees in dit te leef, maar van die selfde gawes en sê vir mense, almal in ons gemeente moet nou in tale praat. Almal moet in tale praat. Jy kan eintlik nie deel wees van hierdie gemeente as jy nie in 'n vreemde of 'n geestelike taal praat. Doen dit. Dan kyk jy, almal gaan probeer bly, want ek meen, jy is nou die impressive prediker, maar mense gaan geïsoleer voel.
mense gaan voel hulle hoort nie, hulle is nie geestelik genoeg nie, hulle is nie goed genoeg nie. En hier sê die Here, ek deel my gawes uit afsonderlik aan elkeen. Jy weet so, jy kan sulke goed doen, maar ons wil nie verdeeldheid saai nie. So my vraag net ter afsluiting is, waarop bou jy jou geloof? So as jy nou kyk na hierdie 3 sirkels en jy dink aan absolute waarhede, jy dink aan interpretasies, jy dink aan aannames, wat is jou go-to? Wat is dit wat vir jou, is vir jou lekker om daaroor te praat, dis die goed wat jou stir, wat jou aan die gang hou, nee? En dan wil ek jou vra, wil jy nie asseblief oorweeg om jou geloof te bou net op Christus nie, en sy woord en absolute waarheid nie? Ek het so 'n paar net hierso moontlikhede. So, in die eerste plek, jy kan na die volgende toe gaan, dankie. Is daar jou rekenaar aan, okay. Ek sal sommer net aangaan. So waarop bou jy jou geloof? Die eerste ene in die kern van absolute waarheid, so dis maar die groot ding. Of die tweede ene is interpretasie waar jy ander beoordeel of beklei, en dis nogal 'n groot ding, hè. Ons voel so sterk oor ons opinie, dat ons bereid is om ons lewens daarvoor af te lê. Ek weet, hoe crazy is dit? Jy is bereid om jou lewe af te lê vir 'n leerstel. Dit is malligheid, julle. En te beklei en te veroordeel daaroor, en dan of in aannames, wat jy so vasgehou het, dat jy moedeloos raak wanneer dit nie uitgewerk het nie. Ek moet vir julle sê, ek kan nogal dink na die 23ste en 24ste. Ek kan maar net dink aan my eie ma en haar vriendin, en daai absolute hartseer, dat sy nie by haar kind kan wees. So ek het heeltemal begrip daarvoor. So, julle wat ons nou gaan doen is, ons gaan nagmaal saam gebruik, maar voordat ons nagmaal saam gaan gebruik, gaan ons verenig in die apostoliese geloofsbelijdenis. So, jy moet nou nie dink nie, daar is van julle wat hier sit en sê, maar daar is nie enige kerk gesê. En ek gaan nie nou die sluier voor my oor laat aan. Ons gaan nie die 10 gebooie opsê nie, ons gaan ook nie. Hierdie is soos 'n kreet, nee, hierdie is soos 'n apostoliese kreet. So, ek moet vir julle sê, dit was vir my ook vreemd om te dink ons moet dit doen, want ek het dit so lank terug gedoen. Maar toe ek het nou lees, toe dink ek net, ek glo God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, ek het 'n probleem daarmee, en soos 'n glad. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Ek het 'n probleem daarmee. Ek kan nie eers dink dat ek 'n probleem het daarmee. So wat ons gaan doen is, ek het net so 'n paar slides, ek dink al so 4, en ons gaan dit saam opsê. As jy nie voel om te sê nie, kan jy net bly staan en maar net maak asof jy iets sê. Maar vir die meeste van ons dink ek daarom ons gaan dit graag wil sê. So, ek wil nie hier in julle pad staan nie, maar ek sal onder staan en saam met julle lees. Maar kom ons staan op julle, dan gaan ons dit doen. En dan gaan ons direk oor en die viering van absolute waarheid, die dood en die opstanding van Jesus Christus met die nagmaal. So, ek sal tot 3 tel en ons moet begin. Jy sal bybly hê, Christus ons geskroef. 1, 2, 3. Ek glo in God die Vader, die almagtige, skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die Here gedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons bid saam. Here, ons kom na U toe in Jesus se naam, Here, en ek wil vra dat ons getrou sal bly aan die woord. Here, ek wil vra dat ons asseblief die giere en die winde
en die nuutste leerstellings. Here, dat ons dit sal kruisig in ons lewens, dat ons dit wat ons so verdeel. Here, dit wat ons voel, maar ek moet daai ene verdra, net omdat hy anders dink oor die wederkoms as ek. Here, dat ons dit eens en vir altyd sal een kant toe plaas, Here, dis nie belangrik nie. Wat belangrik is dat ons by U sal bly, die woord sal bly, nie die interpretasie daarvan, nie 'n aanname maak daarvan nie, maar dat ons by Christus sal bly, die begin en die volëinder van ons geloof. Here, ek sê vir U dankie vir U liefde, dankie vir hierdie kosbare mense, ook nou wanneer ons as teken van ons toewyding aan absolute waarheid die nagmaal gaan gebruik, die elemente van die brood en die druiwesap. Here, dat U liggaam binne in ons sal begin werk en begin lewe. Here, dankie Here, dat U dinamies in ons werk. Dankie vir die persoonlike manier waarop U uitreik na ons toe. Ons is so lief vir U, Here. U is werklik alles vir ons. En U is genoeg, Here. Dankie ook vir die druiwesap, die simbool van die vergewing van sondes en hierdie twee elemente wat ons herinner aan wat Christus vir ons gedoen het. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan gerus sit. Die persoon wat ons gaan bedien met die nagmaal, julle kan voortgaan. Baie dankie. Ekskuus julle, ek weet met die leierskap en allemaal, julle baie van julle ken my storie, maar toe Paul nou die preek van ons, dit is nou vir my verstommend, want hier was staan, weer absolute waarheid. Nou julle wat nou, nie my Sonja se storie ken, ons het 'n seun gehad, Anton Wilhelm, maar julle die Here praat nou so met my, en nou staan hier nog, hy ook, en hy sê, jy gaan nie opstaan nie, jy gaan nie nou praat. Maar dit is so verstommend, dit sluit so aanval by wat jy nou gesê het, dit is so, ek wil dit net vir julle deel. Tannie Ria Eis, dit is al Godstadie, my gebel 1 aand 9. En sy sê vir my, Sakkie, ek het 'n woord van die Here vir jou. En ek dink, ja Tannie, en ek sal nooit onthou, Sonja het so in die bed gelê met 'n boek. En sy sê vir my, ek het vir jou Job 1 vers 10. Maar ek skryf so goed, ek dink, wat is die Job? Dat is al nou, en ek dink nou baie sê, wat sê so kraakstem, die Tannie was so 86 goed. Dan maak ek die Bybel oop en daar staan, het ek nie hom en sy huis van alle kante beskik, en sy veer, en sterk van julle in die land nie. En ek sê, dankie Here, en ek sê vir Sonja, ek gaan nou vir my bike koop, en dit gaan my ook laat wees. Ek sal nooit begin met die fiets koop, en denk ek, ja, ek het nog Kaap toe gery, hy nommerplaat my 4.000 rand gekost, ek wil ons stel nou, nou sit ek het op, en vandat ek die nommerplaat op het ek probleem, en rijd om Sonja na Marie toe, dan stop hulle met een badloopade, and what a job. Bible verse, Job, 1 verse 10. Now I want to see. I'm going to alles afpak. En dan wil ek op die lys kyk en so en aansluit. Maar daarvan, met Anton, kom dan af en Anton te doen. En julle weet, julle wat ons gedra het, al die dinge goed. En ek en Sonja vraag vir die eerste vraag. Sakkie, die Here dan vir ons belofte gegee. Jy sê julle nou, ek is die man, wat sit ek jou? En wil hulle is in Namibië, dan dink ek, hy het die kop in 3 begin heks, en die kindertjies is klein, hy gaan al vanavond nou hulle van Namibië af, dan dink ek, Here, wat is winter toe, maak 'n vuurtjie, het Sonja in die bed gesit, ek sê, Here, moet ook nog net nie dat hulle ook nog iets oorkom, en nou borstel ek met die Here, want ons het die belofte gekry, ek sê dit oor wat Paul gesê het, en ek sit so, in die volgende oomblik, weet ek in my hart, ek moet die Bybel lees. En ek lees in Kronieke, dat Dawid ons onte gebleef. En toe kom die profeet Dawid om te sê van die kind gaan sterf. En Dawid gooi as op sy kop, hy gaan rou, en hy leer dit voor die Here. Nou sê die volk, maar wat gaan nou met die koning? Hy sê, jy sê, nou snap, niemand is dood nie, maar die koning rou. En 'n paar tyd van haar toe die kind oorlede is, toe hou hy 'n partytjie. En toe is die volk heeltemal gevaar. En Dawid sê dit oor, wat die Here daai aand op my hart lê. Hy sê, waar hy nou is, sal ek nie nou ingaan nie, maar eendag sal ek op van aangesit tot aangesit sien. En julle weet, ek my skrif lees, ek kan sê, dit vir Sonja. En ek wil net vir julle sê, daarna, toe sê ek om Sonja,
Here, laat sy doodsiele inbring. En ek weet nie hoekom ek die storie moet vertel nie, maar is vir my so verstommend. En dit was ons hele ding waar ons so vast dat hy siele inbring. Nou, ek was in die auto-elektriese bedrijf, so die verskriklik baie met moslim-elektriese bedrijf. En van my groot vriende is moslim, amazing mense. En die dag, met sy begrafenis toe, sit die NG Kerk, en dat kerk vir ons aangebied, Sonja het gesê, ek wil my kind nie daar begrawe nie, ek wil nie begrawe. Sê, wat 'n geleentheid dat ons daar begrawe. Toe kom al die moslims kerk. Hulle het 'n sinagoog, hulle het kos gebring, en alles nie. En ons is maklik na mense kyk. En die liefde waarmee hulle vir my en Sonja bring. En nou, hulle hele paar jaar later, dit is waar in die getuie kom een van hulle dit in woorde is, nou hy is 'n kind van die Here. En ek moet besigheid gekoop, ek moes nou op pensionaris. En ek kom by die huis en ek sien hom, ek sê, Roy, kom drink koffie. En hy kom in, en ek sê vir hom, Roy, wie ek vanoggend 'n snaakse ding gesien. Ek kyk op my Facebook, en daar's 'n klein dogtertjie van die NG Kerk in Messina wat sing, I love you, Lord. Excuse me, dat is van 'n ander kerk. En ek sien die een moslimvrou, dit is my favorite shop. Nou vra ek vir die verteenwoordiger. Ek sê, Roy, hoe kan 'n moslimvrou dan sê my favorite shop? Hy sê, "Sakkie, jy nie gehoor nie." Ek sê, "Nee." Hy sê die hele maatskappy, want dit is 'n familiemaatskappy, tot verkering gekom behalwe die een swaar. Ja. Ek weet wat sê, ek wil by sien is hier. Dankie Sakkie. Ek weet as die predikers hier gepreek het, Sakkie kom na die tyd op, want is dit die laaste keer wat jy hier gepreek het. Dit is so, kom ons kyk na die broodjie. Die broodjie is 'n simbool van Christus se liggaam, wat vir ons gebreek is. Hierdie is die fundament van ons geloof. Hierdie is die fundament van jou hele lewe. Hierdie is vir jou genoeg. Jy het niks meer as dit nodig. Moet dit nie afwater nie, moenie maak asof hierdie die beginpunt. Hierdie is nie die vertrekpunt. Hierdie is alles waarom jou lewe draai. Kom ons eet saam, ons vier die liggaam van Christus. Drywersap sê daar's iets niets. Daar's nie meer bokkies wat geslag word en duifies en skapies en so nie, van die lam van God. Hierdie dui die finaliteit aan van dat jy in skuld en skaamte en rou en seer moet leef. Hierdie is jou vergifnis. Hierdie is jou nuwe identiteit in Christus. En kom ons drink dit saam, ons vier die bloed van Jesus. Ek wil vir dankie sê dat ons op 'n vaste fundament kan staan. Dankie vir ons verhouding met U. Ek kom seën elkeen nou in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan saam met ons, beskerm ons, bewaar ons van die bose. En dankie dat ons in hierdie wonderlike verhouding met U kan staan. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Laat julle mooi bly.